Hendrik, ekskuus, hy hak nou hierso by my, ek wil hom net so klein bietjie wegdruk. Okay, dink hy's alright. Ons begin vanoggend met 'n reeks en ek besef ek het van Nelly en ek sien ook op die groep, ek het nie baie mooi gedoen nie toe ek hierdie bokse ontwerp het, toe sê ek het geskryf dien God met alles, maar ons reeks se naam is eintlik aanbid God met alles. En dis baie belangrik want ons moet besef daar's 'n groot verskil om net te dien, om 'n diensbaar te wees, maar ook om God te aanbid. Wat lag jy nou? Is daar iets fout met die kruis, met die ding wat hang of? Alright. Dankie ook vir julle wat dit opgemaak het. So ons gaan vanoggend praat oor hierdie tema. Ek wil wel vir julle sê, toe ek het hierdie preek nou al 'n tydjie terug in my hart, laat ek regtig voel dat God wil hê, dat ons 'n kerk van aanbidding sal wees en dat jy sal weet hoe om jou aanbidding vir God te bring. Amen. So as ons nou gaan kyk en ek wil dit net vinnig noem. Wie van julle het nou bietjie die afgelope week so bietjie die nuus gevolg oor hierdie Charlie Kirk wat oorlede is? Wie volg dit? Alright. Wie weet nie wie is Charlie Kirk nie? Alright, so kom ek gee net so bietjie agtergrond. Hy's eintlik 'n politikus, maar ek dink voordat hy 'n politikus is hy 'n geweldige outspoken kind van God. Fantasties. Weet julle, as julle gaan kyk en ek het die laaste jaar het ek so 'n kursus aangebied oor apologetics. Ek weet nie of julle kan onthou nie hoe om jou geloof te verdedig. Byvoorbeeld ons het deur hierdie kursus gegaan wat ons gepraat het hoe om jou geloof teen die moslim geloof te verdedig, teen ateïste. Ons het deur al hierdie dinge gegaan. Maar Charlie Kirk was 'n fantastiese apologetic, as ek dit so kan sê. Ek weet nie, die Here het net so 'n genade op sy lewe gegee, laat hy regtig as mense met hom, hy debatte gedoen op universiteit, en as hy hierdie debatte gedoen het, ek bedoel, hy is nie geskoold nie, hy het nie gaan studeer tersiêr nie, maar die Here het vir hom 'n wysheid gegee, wat alle verstand te bowe gaan, regtig, ek kan dit sê, hy het die gees van God, weet wat gaan aan vandag met hierdie ding, dat hy so hak nie, skies dit, hy hak nou hier aan my, dis nie jou skuld nie, ek probeer hom net so bietjie, maar hy het hierdie ongelooflike manier gehad, om Jesus Christus te openbaar vir die jong mense van Amerika. En weet julle, ek is so excited, die oomblik toe hy sterf, en ek sien hierdie ding, die eerste ding wat in my hart opkom, is regtig, en julle sal weet, met baie van my preke praat ek oor Johannes 12, van die koringkorrel wat in die grond geval het, en die saad wat opkom, dat iemand moet sterf. En ek weet nie of julle gister net 'n bietjie op sosiale media gekyk het, wie so 'n bietjie gekyk wat aangaan oor die wêreld, as gevolg van dit. Gister het oor 1 miljoen mense in Londen, in 'n ander land, opgestaan en begin te march for Jesus. In Korea, ek bedoel, ons besef, hierdie lande is boeddhistiese lande. As jy gaan kyk, het mense begin opstaan en gesê, we are Charlie Kirk, begin hulle te sê. En weet julle wat, dit is nie omdat hy miskien omgeskaar het nou met 'n politieke party, en ek wil dit heeltemal wegvat, dit is omdat hy omgeskaar het by Jesus Christus, en die wêreld is op 'n punt wat hulle besef, ons het Jesus nodig op 'n ander manier. En weet julle wat, dit het so iets gestir in my hart ook, dat God ons wil wakker maak, dat God ons wil wakker maak van al ons sosiale media, van al hierdie dinge wat ons vashou. Julle sal sien met ons ingangsportaal hierso, julle sal sien daar's geweldige bokse van jou lewe wat God ons wil vrymaak, en God wil die Heer van alles in jou lewe wees. Hy wil onbeskaamd die Here van jou lewe wees. Amen. En weet julle, dit is vir my 'n groot ding. Ek glo met my hele hart laat die kerk ongelukkig hierdie waarheid verloor het, en dit is my hart vandag, en ek bid vanoggend, laat hierdie op goeie grond in jou hart sal val, en laat daar 'n koringkorrel sal saad bring, en hierdie revival, ek glo verseker, ek wil nie 'n vals profeet wees nie, so ek wil nie profetiese woord nie, maar ek kan vir julle amper sê, my gees is so wakker oor wat aangaan. Dis asof die Here hierdie moment gebruik het om sy kerk in beweging weer te kry.
En weet julle wat, ons kan dit mis. Ons kan dit mis met die res van die wêreld, maar dit voel vir my of hier 'n wêreldwye revival al half besig is om op te staan. En weet julle, ons moet dit nie mis nie. Alright. So ons tema vir hierdie 3 weke is aanbid God met alles. En ons teksvers wat ons gaan kyk is 1 Korintiërs 10 vers 31 en dit begin met hierdie ongelooflike ding wat as jy dit gaan lees vandag dan ons lees maklik verby dit. Maar hoor wat sê Paulus vir die Korintiërs kerk. Hy sê of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Nou as jy gaan kyk na hierdie teks dan, ek bedoel, Here, hoe moet ek eet tot verheerliking van U? Here, hoe moet ek bedoel, hoe sit dat U sê ek moet eet tot verheerliking? Dis 'n baie snaakse konsep. Ek bedoel, ons kan nou net dink, ek is nogal bly ek preek hierdie ding, dan is daar meer kapkyk sien na vir my. Maar dit is net, ons wil altyd hierdie goedes deel net van brassery. Julle hoor wat ek sê, of jy wil altyd, as jy eet of drink, wil jy altyd sê, wow, jy moet nie drink nie, ons wil die sondige natuur. Maar ek bedoel, as ons selfs gaan kyk, wat hierdie teks eintlik in die diepte sê, dan begin dit eintlik by die eenvoud wat hy vir jou sê, hoor hierso, jy het die verantwoordelikheid om gesond te eet. Dis eintlik so 'n simpel ding. Dit beteken, verstaan, jy moet regte keuses selfs maak oor jou kos, want dit verheerlik God. As jy die heeltyd, en ek sien nou hierso, daar's net 'n pizza boks daarvoor, julle sal sien, maar as jy die heeltyd net leef van takeaways, is jy nie besig met God om jou gewoontes van eet, God te vereer nie. Want God het sekere kosse gegee en sekere dinge gegee om jou gesond te maak. Ek wil nie praat oor kos nie, ons gaan praat oor die weier aspek daarvan. Maar die hartseer ding is, as ons gaan kyk na hierdie bokse van ons lewe, dan is dit ongelukkig, dit is regtig hartseer, want ons sit ons lewe in sekere bokse en in sekere kategorieë. As jy gaan kyk dat jy het 'n werkboksie, jy het 'n huwelikboksie, jy het 'n kerkboksie, jy het 'n wat 'n boksie ook al, 'n eetboksie. Elke aspek van jou lewe kan ons in 'n boks gaan sit. En die hartseer ding van dit is, baie van ons laat die Here toe in hierdie bokse van ons lewe. Maar die vraag is, heers God werklik in al die bokse van jou lewe? Die groot ding is net, die kerk kom, en ons het 'n belydenis, ons het laasweek 'n wonderlike tyd gehad, en die Here het werklik so beweeg toe Israel Tyler hier was met sy Heilige Gees, maar ons vergeet so gou. Verstaan, ons het hierdie ongelooflike experience binne die boks van die kerk gehad. Maar ek wil vir jou vra, daardie selfde experience wat jy laasweek gehad het, toe die Heilige Gees op mense neergestort is hierso, toe ons mense gehad wat bekeer is, wat jou hart verander is daardie boks van die kerk wat jy laasweek gehad het nog steeds lewend? Was dit lewend in die ander bokse van jou lewe? Ek wil vir jou sê, God, ons kan 'n belydenis en sê, Here, my alles behoort aan U. My alles behoort aan U. Die vraag is, maar heers hy oor alles wat jy in jou lewe, alles wat deel is van jou lewe? 'n belangrike ding vir jou vra, daar's 'n verskil. As iemand by my kom kuier, by my huis, is hy 'n gas. Daardie gas wag totdat ek vir hom koffie aanbied. Daardie gas wag totdat ek die yskas oopmaak en my kos met hom deel. Julle hoor, dis so 'n gas. En ongelukkig, dis wat ons doen met Jesus. Ons maak vir Jesus 'n gas in ons huis, waar jy vergeet het, dat die huis behoort aan hom. En as ons dit gaan begin te snap, van elke area van ons lewe, gaan ons lewens baie anders te lyk. Jy kan nie net die belydenis sê wat sê ek behoort volkome aan die Here,
maar jou besluite en jou aksies word nie deur hom bestuur nie. Maak dit sin? Ons kan sê my alles vir Jesus, maar ons bedrieg eintlik net onsself as die Here nie invloed het in die bokse van jou lewe nie. Is God dan nou 'n gas of 'n eienaar in jou boks? So ek wil vanoggend begin, en julle kan vir my blaai na Matteus 19. Ek wil net my tyd dophou, want ek wil nie, waar is ons my foon, ekskuus. Ons probeer ons liturgie 'n bietjie verander in die kerk. Julle sal sien, ons probeer ons tyd bietjie minder maak, dat julle vroeër by die huis kan wees, want ek besef ek preek te lank. Ek het nou gehoop. So God wil nie net toegelaat word in gedeeltes van jou lewe nie, maar hy wil ook in daardie gedeeltes van jou lewe, wil hy gedien word. So ons lees in Matteus 19 vers 16, gaan ek vir julle die volgende lees. En kyk, iemand het na Jesus gekom en gevra, Meester, wat 'n goeie ding moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan verkry? Hy het hom geantwoord, hoekom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. As jy die lewe wil binnegaan, moet jy die gebooie nakom. Maar hoor gou die respons van hierdie ou. Hy sê, hy vra vir hom, toe Jesus sê jy moet die gebooie nakom. Ekskuus. Jesus sê vir hom, jy moet die gebooie nakom. Ek dink enige normale mens sal besef, die Here praat nou van die 10 gebooie, is dit nie so nie? Maar hoor die mens se hart, hier is ons ietsie van die mens se hart wat hy sê, hy vra vir Jesus, watter gebooie moet ek nakom? En Jesus antwoord, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, dit alles het ek nagekom, wat kom ek dan nog kort? Jesus het vir hom gesê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes. En jy sal 'n skat in die hemele hê. En jy kom hier en volg my. Toe die jong man dit egter hierdie woorde of hierdie antwoord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, amen, ek sê vir julle, 'n ryke sal moeilik in die koninkryk van die hemele ingaan. Ek sê weer vir julle, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan. So ons almal ken hierdie storie, ons ken hierdie storie as die ryk jong man, en ons besef en ons wil altyd, as ons na hierdie storie kyk, dan wil ons die persoon net in klassifiseer van rykdom, en miskien dink jy in jou hart, wow, ek is nie ryk nie, ek is gelukkig nie in daardie kategorie nie. Maar hier is 'n baie belangrike les wat ek wil hê julle moet sien vanoggend. As julle gaan kyk na die ryk jong man se lewe, skus die notas is 'n bietjie klein, julle gaan dit dalk nie so mooi sien nie, maar die ryk jong man het 'n baie snaakse manier hoe hy antwoord vir Jesus. Die eerste gedeelte is, hy kom na Jesus toe en hy vra vir hom, watter dinge moet ek doen? Watter goeie daad kan ek doen? So jy kan dadelik sien, hy het hierdie beginsel dat hy goeie werke moet doen, sodat hy gered kan word. Jy kan sien sy persepsie is al klaar, eintlik maar soos wat die Jode gedink het, hulle moet hierdie wet hou om volmaak te wees. Maar dit is interessant. Hy vra toe Jesus sê, jy moet die gebooie hou. Dit is 'n antwoord wat Jesus hom gegee het. Maar hierdie antwoord is nie vir hom goed genoeg nie, want die mens se hart is bedrieglik. En hier kan jy dit dadelik sien. Hy wil dadelik redeneer met die Here en hy wil kies. Hy wil in beheer wees
oor die koninkryk van God wat moet gehou word. God het reeds sy woord aan die Israeliete gegee. God het reeds sy wet en sy gebooie het hy al reeds vir hulle gegee. Hulle het al reeds geweet wat moet hulle gedoen om gered te word. Maar die mens in sy hart wil 'n kort pad vat. Is dit so? Ons soek altyd kort paaie. Kan julle ook onthou, so hy het nou gevra, Here, watter gebooie? Kan julle onthou toe Jesus ook gepraat het, en julle sal dit sien in Lukas 10 vers 29, kan julle onthou daardie gedeelte wat die fariseërs met Jesus kom praat, en dan vra hulle vir hom, dan gee Jesus hierdie storie oor die barmhartige Samaritaan. Hoekom het hy die storie gegee? Want die mense het eintlik hierdie vraag vir hom gevra, nou Here, wie is my naaste? Hy het gesê, moet jou naaste lief hê. Die mens wil altyd 'n kategorie sê, die mens wil altyd sê, wow, hierdie is my naaste, okay, ek gaan net vir hulle lief hê. Waar God die bedoeling het, dat elkeen wat om jou is voor lief gaan, jy jou naaste, selfs jou vyande moet lief hê. Dis wat God gesê het met die Samaritane en die Jode het mekaar gehad. Ons gaan nie daarin nie, maar hoor gou hoe Jesus hierdie ou antwoord, en dit is vir my ongelooflik goed. Ek is nou jammer Chris is nie hier nie, kon hy nou vir ons weer sy kinderkerk presentation gedoen het oor die 10 gebooie. Kan julle dit onthou? Wat is die eerste gebod? Kan julle dit onthou? Gemeente. Die Here jou God lief hê. Is dit so? Wat is die eerste gebod? Gemeente. Alright, gaan nou daar kom. Maar dit is my interessant. Daar's 10 gebooie. En Jesus begin met die 5de gebod. Hy begin met eer jou vader en moeder. Jy mag nie moord pleeg nie, 6. 7, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis oor jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Maar as jy bietjie gaan 'n studie doen oor die 10 gebooie, dan sal jy besef die 10 gebooie is opgedeel in 2 gedeeltes. Die eerste 4 gebooie gaan oor God. Die volgende 6 gaan oor jou naaste. Dit is hoekom ons weet, in die gebod van Jesus, of die gebod van liefde, gaan dit, dat jy God moet lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en jou naaste. Dit is waar hierdie 2 afdelings vandaan kom, maak dit sin. Maar is dit nie interessant nie? Jesus sien dadelik, hy sien die hart van hierdie ryk jong man, hy besef, hy het so wetties, het hy al die dinge vir die naaste gedoen, maar hy ken nie vir God nie. Jy mag nie geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige afbeelding maak nie, nie voor hulle neerbuig of hulle dien nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Al hierdie dinge noem Jesus nie eers nie, want Jesus ken sy hart. En toe hierdie ryk jong man, eintlik het God eintlik, of het Jesus eintlik vir die ryk jong man gesê, jy is die God van jouself. Jou rykdom is jou God. En hy hoef nie veel te sê nie, die Here het presies geweet, presies die intensie van sy hart gemaak, en hy het besef, dat God nie heerskappy het oor al die bokse van sy lewe nie. Dit is baie maklik, en ek wil vir julle sê, dit is maklik as kerk, laat ons al die dinge, die regte dinge sê, al die regte dinge doen, maar het God werklik heerskappy oor die areas van jou lewe? Het God werklik die beheer? Ek wil die volgende vir julle gou sê, en dit is nou dalk bietjie, gister het ons 'n baie exciting, 'n groot game gehad met die rugby. Ek eer al die ouens wat by die huweliksseminaar was. Well done julle, dat julle dit neergelê het vir 'n goeie huwelik. Maar ek wil gou vinnig net 'n simpel vraag vra. Van ons is baie erg sportbehep.
Daardie boksie van sport wat jy het, is God in beheer van daardie sportboksie? Nou kom ek vra gou die vraag. Ek het nie die game gekyk nie, ek het na die tyd net gelees daaroor. So wat ek verstaan het van hierdie game, is dat Suid-Afrika was in die eerste helfte agter, is dit die waarheid? 'n geweldige exciting tweede helfte was dit nie. Nou moet ons stil bly, want ek gaan nou iets moeilik sê. Maar wat as God ons in die middel van daardie tweede helfte gesê het, hoor hierso, ek wil nou hê, jy moet met my kom tyd spandeer. Want jy moet nou vir 'n oomblik hierdie rugby los. Dis die toets. Dis die toets of God in beheer is van jou boksies, om te sê, ja Here, ek sal hiervan af wegstap. God wil nie net in gedeeltes van jou lewe toegelaat word nie. Hy wil in elke gedeelte van elke boks, in jou sportboksie, wil hy ook heers. En hy wil die calls kan maak. Hoor wat sê die Here vir die volk van Israel in Deuteronomium, toe hy die wet gegee het. Hy sê, daarom dan Israel, Deuteronomium 10 vers 12, daarom dan Israel, wat anders vra die Here God van jou, as om die Here jou God, om vir die Here jou God ontzag te hê, om al sy paaie te volg, om hom lief te hê, en die Here jou God te dien, met hart en siel, wat ek vandag voorskryf, sodat dit met jou kan goed gaan. As jy gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sê hy die volgende ding, jy moet vir God ontzag hê. Hy sê, hoor hierdie woord, hy sê, hy wil hê, jy moet al sy paaie, moet jy volg, al sy paaie. Nie net sommige nie, net jou kerkboksie, is jy nou in die kerkmode nie. Dan sê jy moet hom lief hê. Jy moet God dien met jou hele hart en siel. Jy moet al die gebooie en die voorskrifte nakom wat ek vandag met julle deel. Prys die Here vir Jesus Christus. Prys die Here vir Jesus Christus, want Jesus Christus het natuurlik die wet kon vervul, maar ek wil vir julle sê, Jesus het ongelukkig hierdie wet eintlik selfs nog moeiliker gemaak. Want hy het nie net gesê, hoor hierso, doen nie aan ander wat jy in jouself doen. Hy het gesê, doen aan ander wat jy in jouself gedoen. Hy het daardie na 'n volgende level gevat. As jy kan onthou hoe hy gepraat het, is as jy net snaaks kyk vir 'n vrou, het jy alreeds oorspel getref, of hoe sê dit? Gepleeg. God vra meer as net gehoorsaamheid. En hierdie teks beskryf dit meer. Hy wil in hierdie teks wil hy vir die Israeliete sê, wil hy sê, elke aspek van jou lewe, elke boks in jou lewe, moet ingesluit word onder die heerskappy van Christus Jesus. Het God heerskappy oor al die areas van jou lewe? Wil jy moet jouself vir 'n oomblik afvra, in jou verhoudings, het die Here al eintlik vir jou gesê, miskien is jy op hoërskool, en jy sit dalk in 'n vuil verhouding wat God nie beplan nie, het die Here al vir jou gesê, stap weg? Het hy heerskappy wat hy vir jou, oor jou vriende, vir jou sê, hoor hierso, hierdie vriende bring nie eer aan my nie, stap weg? In jou gesin, heers God werklik? Ken jy hom in al jou weë? Ken jy hom in al jou besluite? Jou finansies en jou besittings? En dis gewoonlik 'n moeilike ding, en julle sal weet, ons probeer so min as moontlik. Ek besef, Bram, dis vir my eintlik wonderlik dat dit nou sommer hier gebeur vandag, dat jy vergeet het om die offerhandes op te neem. Prys die Here, ek wil dit gou vir julle sê, want dit is nie die hart van die kerk nie. Dit is nie die hart van hierdie kerk nie. In geval.
Maar hoor gou hierso met finansies en besittings. Ons gaan bietjie volgende week bietjie gesels daaroor, ekskuus. Ons as kerk wil nie veel op finansies plaas nie, maar op tye moet ons daaroor praat. Maar ek wil vir jou ietsie gou vra, het God werklik beheer oor jou finansies? En weet jy wat, kom ons vergeet van tiendes, kom ons vergeet van offergawes, kom ek vra gou, buiten die kerk of buiten godsdienst, het God heerskappy oor die finansiële besluite wat jy maak? Ek bedoel, maak jy maar net aanhou skuld, gaan jy buite hierdie beginsels van God, wat jy maar net aanhou skuld maak, en jy lewe eintlik in die sisteem van die wêreld. Eina of amen, wat wil julle sê? Is belangrik, die groot ding is net, kan God vir jou vertrou met jou finansies? Kan God vir jou sê, hoor hierso, ek wil hê jy moet 'n seën tot ander wees? Of is hierdie koninkryk, hierdie boksie, wil jy die Here se seën daarop hê, maar jy wil nie hê die Here moet besluite maak oor die boksie nie. Jou tyd en prioriteite. Ons dink gou 'n bietjie, hoeveel van ons se tyd word gesteel deur hulle selfone, deur ons selfone. Jong mense, smile vir my, alright. Dis nie 'n kwaai boodskap nie, die Here wil net sy heerskappy terugvat. So ons gaan dit vandag vir hom begin teruggee. Alright. Dis nie 'n baklei preek nie. Wie lag daarso? Elton, voel jy veroordeeld vanoggend? Mooi, dis goed. Ek wil vir jou vra met jou werk en met jou loopbaan, met jou ambisie wat jy dalk het. Is jy dalk so ambisieus om 'n sukses te maak, dat jy God dalk nie in jou werk en in jou loopbaan ken nie? Jy hardloop maar net voort, jy vra nooit vir God, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen nie? Ek het vroeër die week het ek by die skooltjie gepreek, en weet julle een ding waaroor ek gepreek het, wat die Here met my gepraat het, hy het gesê, kan ek jou vertrou met jou gedagtes? Wow. Dink 'n bietjie aan jou gedagtes vir 'n oomblik. Dink 'n bietjie aan jou denkpatroon en jou opinies. Miskien hoef jy nie eens hierdie ideologie en hierdie opinies uit te spreek nie, maar ek wil gou vinnig vir jou vra, as iemand jou irriteer, kan jy lekker smile opsit. Ja, Erika, jy's regtig so oulik. Hier binne in my vloek ek al. Voel daar nie so oor jou nie, jy weet dit nie. Maar vir jou gou vinnig vra, dink jy kan daai gedagtes wegsteek vir God? Behoort jou gedagteboksie aan God? Hy sê, in die oggend en in die aand, laat my lofprysing op julle lippe wees, wanneer jy gaan slaap, wanneer jy opstaan. En ek wil vir jou vra, as ons denkpatroon het so siek geword, ons is so selfingestel, ons dink net oor die dinge wat in ons lewe aangaan. Is God op jou gedagtes? Kan God jou met jou gedagtes vertrou? Jou ontspanning en jou stokperdjies, dalk wat jy TV kyk. Miskien soos Hermie die blou bulle. Of die bokke. Maar kan God jou daarmee vertrou? Ek onthou op 'n stadium, Pastoor Werner wat voor my was, die Here het eintlik maar vir hom, as ek dit so in my eie woorde kan sê, Werner, ek kan jou nie vertrou nie, ek wil nie jy moet meer rugby kyk nie. Is die Here die heerser van daardie boks? En dan laaste wil ek dit wel sê, daai eetgewoontes, ek het dit hier bygesit. Weet julle, ek het 'n besef gekom in my lewe, dat ek nie goed na my liggaam kyk nie. Ek het die afgelope tyd het ek regtig siek begin te voel, en weet julle wat, die Here het my oortuig, ek drink te veel koffie. En ek moes 'n punt maak, wat ek vir myself gesê het, ek sal nie meer as 2 koppies op 'n dag drink nie.
ek moet sê, Here, ek wil U die heerskappy gee, selfs oor my koffie drink. Hoekom, Here? Want ek wil hê my liggaam moet gesond wees, sodat ek die wil van God kan doen. Jy bestaan nie net uit gees nie. Jy bestaan nie net uit emosies nie, jy bestaan uit 'n liggaam ook. En weet jy wat, daai liggaam is baie belangrik om te gaan na al die nasies. Weet jy wat, kan God jou vertrou met wat jy in jou mond steek? Dink gou 'n bietjie net chocolates. Wie is lief vir chocolates? Kom aan julle almal. Ek bedoel, as ek 'n pak chips eet, ek kan nie ophou om 'n pak chips te eet nie. Is dit so? Oom Billy stem oom saam. Maar weet julle wat? As God die heerskappy het oor hierdie dinge, kan ons dink, want ons dink ons kan net 'n tafelgebed doen en alles is geseënd, nê? Nee. Alles is geseënd. Nee, God wil hê ons moet verantwoordelikheid vat en sê, Here, U is die heerskappy oor die kosse wat ek gaan koop. Here, ek besef U wil my liggaam voed, sodat ek kan eer bring aan U. Ons kan nie net die drank en al hierdie misbruik dinge onder dit sit nie. Ons kan dit ook in 'n boksie sit. Mense is nou al so moeg van my om wat preek oor rook. Maar, hoor so is die Here die heerser van jou liggaam. Ek is amper klaar. Om God te aanbid met alles. Ek het daarso geskryf, dien God met alles. Daar's 'n verskil. Dis nie net om diensbaar te wees vir God nie. Om God te aanbid beteken om hom eerste in jou lewe in elke aspek te stel. So hoor hierso, ek wil die volgende punte net maak. As jy God met alles dien, moet God jou waardes en jou keuses kan bepaal. Ek gaan weer terug na rugby toe, en skies, dis nie om op iemand se, ek wil net hê julle moet dit verstaan, jy moet vir 'n oomblik as die Heilige Gees vir jou sê, Daniel, ek wil nou hê jy moet met my tyd spandeer. Ek weet hierdie is nou vir jou interessant, maar is ek vir jou belangriker? Is hierdie goedjies op die troon, hierdie rykdom, is hierdie laaste 6 dingetjies van, is dit vir jou hoër gesit, soos wat die ryk jong man gemaak het, hierdie 6 laaste dingetjies, wat jy dink, wauw, jy kan dinge vir God beteken, maar eintlik behoort jou hart nie aan hom nie. Hy moet jou waardes en jou keuses bepaal. Kry God eer vir jou prestasies, wanneer jy goed doen, verstaan, het is my so eintlik siek, verstaan, hoe die wêreld geword het, mense wat glad nie 'n verhouding het met die Here nie, dan staan hy nou hierso op, en dan wow, dat hy die beeld, dan sê hy, wow, I just want to thank my Lord, Jesus Christ, Savior, dan kry hy nou hierdie nominee vir 'n fliek, wat hy so gevloek en rondgeslaap het en alles. Hy het nou, I just want to thank the Lord. Ons maak Jesus goedkoop. Hoor gou hierso, jy gee vir God eer deur jou prestasies, nie net wat jy sê nie, maar deur hoe jy lewe. As jy byvoorbeeld iets wonderliks bereik het, hoe jy sê, ek is 'n dienskneg van Jesus, en verander wys, ek is 'n dienskneg, is die manier hoe jy eer gee vir jou prestasies. Dis nie net 'n belydenis. Ek het ons altyd die grappie vertel. Ek gaan gou vinnig vir julle vertel. Kan julle onthou die groep van aanbidding, die worship leader wat hierso staan? Die ou oomie kom, ekskuus laat ek sê oud, daar is ou mense, alright. Maar die ou oomie kom na hierdie meisie wat so mooi sing vir die oggend. Hy sê vir die meisie, hoor hierso meisie, jy het regtig so mooi gesing vir oggend. Hierdie meisie sê vir hom, ag oom, dis net die Here, dankie oom. Hy sê, nee, maar ek wil vir jou sê, jy het regtig mooi gesing. Hy sê, o nee oom, dit is regtig net die Here.
En die derde keer sê die oom vir haar, hoe is 'n meisie, ek wil vir jou sê, spesifiek vir jou, jy het mooi gesing. En die meisie sê alweer net so godsdienst, o ja oom, dankie, dis net die Here. Hy sê, man wragtig, dit was nou nie so mooi nie. Julle weet nou die groot ding is net as jy gaan kyk. Die probleem is net, ons kan hierdie partykeer kan ons so eintlik vals wees. Julle hoor wat ek sê, wat ons eintlik maar eer vir onsself vat oor dinge. Kry God werklik deur jou handel en wandel eer vir jou prestasies? Is God jou eerste plek in tyd? Dink gou 'n bietjie waaraan jy tyd spandeer. Is God die eerste plek in jou geld? Kyk waarop jy geld spandeer. Ek vra dit ook en ek sê dit ook, ek het dit al 'n paar keer vir mense gesê, maar baie keer kan jy sommer iemand se bankstate gaan ontleed en dan kan jy sien wie die God is eintlik van die persoon se lewe. Is jammer as dit 'n bietjie hard klink. Maar jou energie, is God met die energie waarin jy dinge, jou energie insit, kry God die eerste plek. Deur God te dien met alles, kan jy nie soos die ryk jong man vir die Here van wat 'n gedeelte van my lewe moet behoort aan U nie. Jy kan nie vir die Here vra wat wil ek hê nie. Jy kan nie vir die Here jy kan nie met die denkpatroon kom van wat ek wil hê. Dis presies met die denkpatroon die ryk jong man het gedink hy is so oulik. En hy wil eintlik gehoor het want hy wil eintlik gehad het die Here moes hom getap het. Jy's 'n amazing man. Ja, daar kom niks kort nie. Dis wat hy wou gehoor het. So as ons God sê ons aanbid hom met alles, dan vra jy nie Here wat wil ek hê nie, maar jy vra wat eer hom. Wat eer hom? Vinnig vir jou dit sê, het ons so nam geraak wanneer ons TV kyk en mense begin die naam van Jesus Christus net uit te blaker op TV, laat ons net sê, okay, nee, dit sal seker nou beter word. Daar's tye wat ek gefaal het in daai. Maar die Here sê vir my, is ek die belangrikste, laat mense my naam kan uitelik gebruik, en dit is maar vir jou, okay, net omdat jy geëntertain word, kan hulle my maar beswadder. En jy sit en kyk as kind van God. Is God werklik, aanbid jy hom, selfs as jy TV kyk dan. Kolossense 3 vers 23 en ek sluit af daarmee. Wat julle ook al doen, wat is ook al, alles wat jy doen, werk met geesdrif, soos vir die Here. En nie soos vir mense nie. In die wete dat julle 'n erfdeel as 'n beloning van die Here sal ontvang. Want julle staan in die diens van die Here Jesus Christus. Of jy sê, as jy die Here gaan eer met alles, man, what a joyous day gaan dit wees as jy instap in daardie koninkryk. Want weet jy wat hy sê, as jy my ken, sal ek jou ook ken. As jy my herken voor ander, sal ek jou ook herken voor my Vader. Wil jy moet dit besef vanoggend. God wil nie net 'n gas wees in jou boksies nie. Hy wil die plek kry wat hy sê, ek is heerskappy. So die kruis hier met boksies en jy sal sien, ek wil vir jou sê, die boksies en die simbool wat ons hier het is, jy kan sien hier's 'n ivy rank wat groei, die wynstok,
om in die wynstok te bly met elke aksie van jou lewe, met elke aspek, verstaan, om nie uit daai wynstok uit te gaan te sê, Here, my rugby kyk, my TV kyk, my sosiale media, my finansies, alles wil ek in die wynstok bly, ek wil elke boksie wil ek vir U gee. Is my so ongelooflik, die oomblik wat ons kan inplak en die Here die eer gee vir elke boksie, of eer gee in elke boksie, begin daar lewe kom in daardie boksie. Ek het al soveel getuienisse gehoor, en ons gaan nie nou vandag, ons gaan regtig volgende week is ons tema, julle sal dit sien, maar ons tema vir volgende week is, ek hoop nie julle almal hardloop nou weg nie, ons gaan weer praat oor geld, maar ons tema wil nie net vir my aangaan, ek weet nie hoekom wil nou nie aanskryf, net na die laaste slide toe, asseblief. Ons tema volgende week is God Heer of gas oor my finansies? Maar ek het dit al beleef, mense wat God, en finansies is net 'n maklike voorbeeld wat ek nou wil gebruik, mense wat God eerste stel in hulle finansies, begin selfs vrug kry op hulle finansies. Dit is my belangrik dat julle vanoggend die vraag gaan vra, Here, probeer ek vra aan watter boksies moet ek U deel maak? Of sê jy ook vanoggend, Here, ek maak U Heer van alle boksies in my lewe. Amen. Kom ons maak ons oë toe en ons staan. Vader, ons wil vir U dankie sê, dat U met ons in hierdie gemeente praat. En Here, ons wil, as ons kyk wat aangaan in die wêreld, wil ons nie uitmis op wat U besig is om te doen nie. En vanoggend, Here, moet van ons dalk erken, Here, U is nie die Heer van elke boksie van my lewe nie. Here, en ek bid in hierdie oomblik dat U dit sal uitwys. Wil jy moet vir 'n oomblik met die Here praat, noem daardie boksies van jou lewe, wat jy besef, dit is moeilik om van daai boksie af weg te stap. Sou die Here sê, jy moet vandag daai boksie opgee. Dis wat dit beteken, om te kan sê, hy is die Heer van daai boksie. Is jou familie dalk jou God? Here, in hierdie oomblik is dit vir ons swaar, en ek dink ons voel baie keer soos hierdie ryk jong man wat eintlik bedroef wil weggaan as ons dink aan hierdie boksies. Maar Here, ons het die begeerte om U werklik te aanbid met alles in hierdie gemeente. Ek bid dat ons niks bo U sal plaas nie. En laat U Gees regtig ons mag oortuig van die rigting in ons boksies. Ons bid nou, Here, dat U Gees opnuut op ons elkeen sal uitstort en ons sal leer lei en oortuig wat nie behoort aan U nie. Ons wil vandag kies om hierdie pad saam met U te loop in Jesus naam. Ons eer U. Amen. Baie dankie gemeente, ons is klaar, kan julle dit glo? Ons gaan net so vinnige geleentheid gee, Bram, kom staan hier voor. Ons het vanaand 6:00 het ons 'n aanddiens, julle sal weet ons aanddiens is bietjie meer uitgebrei, en so as jy wil lekker sing, en jy wil lekker die Here aanbid, ons is besig met aanbid die Here met alles, kom asseblief vanaand 6:00, ons is nog steeds besig met die reeks oor Galasiërs, ons is amper klaar, so vanaand 6:00 doen ons dit. Ons gaan wel offerandes, maar ek wil gou, kan jy net stop met die offerandes, ek wil gou ietsie net sê, omdat ek bietjie gepraat het oor finansies, wil ek nie hê mense moet gemanipuleer word, so ons gaan nie vra vir geld vandag nie, as dit reg is, ek wil hê ons moet dit net daar agter by die deur sit. Ek wil sê, ons gaan net sommer hier neersit, en dan
So as jy voel om iets te gee, is jy welkom. Ons het nie beplan, ons het regtig vandag vergeet, maar nou het ek gepraat oor finansies, nou wil ek nie graag hê jy moet nou voel, ek aanbid ek die Here met finansies nie. So as jy so voel, is jy baie welkom, maar daar's geen druk op jou nie. Jy's vry van daardie las. Maar dit is ook 'n manier ons aanbid. So ons gaan 'n bietjie praat daaroor volgende week. Baie dankie. Gemeente, asseblief kom eet, koek saam, drink koffie en geniet julle dag, want ek gaan julle almal vanaand sien. Dankie julle, goed gaan.